Net is voordat ons uit die woord van die Here lees. Kom ons bid eers saam. Hemelse ewige Vader, skepper van alles wat bestaan in net 6 dae, onderhouer van die uiteindes van die heelal, die verste ster se baan het U bepaal en U hou hom daarop. Die kleinste muurtjie, die mossie, en ook elkeen van ons hou U in U hande vas. Saam met die psalmdigter van Psalm 18 bid ons het U hartlik lief, Here, ons sterkte. U Here is ons rots en ons bergvesting en ons redder, ons God op wie ons vertrou. Ja, Hemelse Vader, U wat van ewigheid tot ewigheid God is, het ons aangeneem as U kinders sonder enige verdienste van ons kant af. Enige iets wat ons gedoen het, U neem ons aan as U kinders. Ons wat nou die ewige lewe ontvang deur die soenverdienste van U Seun, ons Here Jesus Christus. Hierdie is 'n onbeskryflike genade en liefde uit U hand. Ons dank en ons loof U dat ons U mag aanroep as Abba Vader, liefdevolle Vader. Ons wil U vra, Here, wil U nou in hierdie erediens met ons wees? Wil U ons hier seën met U woord en met U waarheid en bo alles met die leiding deur U Gees? Wil U nou ons hart en ons verstand verlig, Here, sodat ons net U in hierdie oggend sal hoor. Ons vra U ook, Vader, vergewe asseblief al ons sondes, alles wat ons ooit teen U gedoen het. En help ons asseblief deur U Heilige Gees om almal te vergewe wat iets teen ons gedoen het. Ons bid dit van U Vader, in die naam van U Seun Jesus Christus, ons Verlosser en Here, en in die krag van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as agtergrond vir die gedeelte uit 1 Petrus uit, is altyd baie goed om 'n ou te plaas presies waar is ons nou in die Bybel. En in 1 Petrus 1 vers 1 tot 12, dank Petrus ons hemelse Vader vir die verlossing en die wedergeboorte wat hy aan ons skenk deur ons Here Jesus. Hierdie wonderwerk wat ons hemelse Vader ons skenk, is net so 'n groot wonderwerk as die skepping van die son. In Efesiërs staan dat ons dood was in ons sonde, Efesiërs 1. Maar in Christus Jesus word ons lewend gemaak. Ons kry 'n nuwe hart, 'n wonderwerk so groot soos die skepping van die son. Geliefde, en dan gaan Petrus verder, onder inspirasie van die Heilige Gees, en hy verduidelik aan die vreemdelinge in verstrooiing, sal u lees daar in die begin, maar ook aan ons vandag, wat die geloof in God drie-enig behels. Kom ons lees wat die Heilige Gees hier in 1 Petrus 1 vers 13 tot 25 aan ons in hierdie dag wil leer, rakende ons verlossing. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge,
silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Aangrypend, die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord van die Here hoor, dit in sy of haar hart bewaar, dit oordink, dit glo, hier uitgaan en dit gaan uitleef. Ons teksvers, ons gaan die hele gedeelte bedink, geliefdes, maar ons teksvers, ons wil graag die aandag vestig op vers 19. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die lewensverhaal van Leighton Ford, die wêreldberoemde, die wêreldbekende evangelis en disipel van ons Here Jesus, begin met groot drama. Leighton Ford het deur sy lewe in 37 lande gepreek en hy het veral duisende jong mense begelei om disipels en evangeliste vir die Here te word. Ook deur sy baie boeke het hy wonderlike werk vir God en vir sy koninkryk gedoen deur die krag van die Heilige Gees. Leighton was as 'n kind van 'n jong ma wat hom nie wou behou nie. Leighton was 'n kind van 'n ma wat hom weggegee het as klein baba, paar dae oud, vir aanneming. 40 jaar later het hy egter alles in sy vermoë gedoen om sy ma op te spoor. Hy het uitgevind dat sy in 'n klein dorpie in Kanada woon. Op 'n dag skakel hy haar en hy vra haar of hy haar mag ontmoet. Sy het ingestem en op 'n ysige wintersdag ry hy na die adres toe wat sy hom gegee het. Na ure se ry kom hy in die straat waar sy woon. En deur die sneeu en die swak lig probeer hy die straatnommers van die huise identifiseer. Die bome was glinsterend in die sneeu en die strate was verlate. Net toe hy wou stop by 'n huis om te kyk, wat is die adres, wat is die nommer op hierdie huis? Sien hy 'n entjie voor hom, onder 'n boom, 'n ouer vrou staan. Hy ry tot by haar. Hy klim uit die motor uit. Hy sê vir haar, hy is Leighton. Geliefde, die volgende oomblik stort hierdie moeder in duie. Sy gryp hom vas en sy huil
onbedaard. Die laaste keer wat sy hierdie seun gesien het, was toe sy hom as 'n baba aan daardie welsynwerker oorhandig het. Na ure se gesels en gekuier, moes hy weer vertrek. Hy gee haar 'n stywe druk, waarop sy hom nie wil los nie. Hy vra haar toe, moeder, is daar iets wat ek vir jou moet doen? Waarop sy oor en oor antwoord, wees lief vir my en vergewe my. Vergewe my en wees lief vir my. Wat moes hierdie moeder vir 40 jaar deurmaak? Wat moes hierdie seun in sy lewe beleef het? Geliefde, in hierdie sondige wêreld waarin ons leef, is daar een begeerte wat elke mens het. En dit is dat 'n mens aanvaar word deur die mense om jou, veral deur jou geliefdes. Dit gebeur so maklik dat 'n mens verwerp word. Ook deur jou kinders of kleinkinders, selfs deur ouers. Hierdie ma het hierdie hoogsbegaafde baba weggegee. Soortgelyke dramas het in hoeveel van ons lewens ook plaasgevind. Hoeveel mense wat ons by komhuisbesoek doen, en jy sit daar en hierdie mense lyk op die oog af gelukkig, kinders van die Here. En as jy met hulle begin praat en jy kom in hulle hartjies, dan beleef jy seer. Jy beleef iemand wat verlaat is deur sy kinders, of ander iets wat met hulle gebeur het. Hulle het 'n jong seun verloor op 12 jaar oud. Drama. In hierdie sondige wêreld waar ons leef, geliefdes, moet ons weet, elke mens het die behoefte aan liefde en aan bediening. Dit is wat ons moet doen. Ons moet in die kerk van Jesus Christus met liefde bedien. Geliefde, en ons word vandag deur God opgeroep om mense te aanvaar en lief te hê, ondanks hulle foute, ondanks hulle gebreke, ondanks hulle verlede. Net soos hierdie ma en hierdie kind Luitenford mekaar van hierdie dag af in liefde aanvaar het, ondanks dit wat sy jare gelede aan hom gedoen het. En ons lees hier dat hierdie verhaal pragtig geëindig het. En ons loof en prys die Here dat hierdie hele saak reggestel is. En dat hierdie ma en hierdie seun mekaar vir die toekoms kon lief hê. Luiten, wat 'n pragtige kind van die Here is, het sy ma versorg. Hy was baie lief vir sy ouers wat hy gekry het toe hy 'n baba was. Sy aanneemouers. Maar nou het hy die voorreg gehad. Hy het ook sy eie ma en hy kan haar lief hê. Ons moet nooit mense in die eerste plek aanvaar vir die goeie wat hulle aan jou en my en aan ander doen nie. Nee, ons moet hulle aanvaar en hulle lief hê, omdat hulle werklik voor God waarde het. God self
het elkeen van ons na sy beeld geskep. Lees ons in Genesis 1 vers 27. Dit is iets wat die wêreldse mens nie ken en nie wil aanvaar nie. Want die sondige mens aanvaar nie God en sy woord nie. Die wêreldse mens is so selfsugtig. Net hy en sy besittings en sy eie agenda is al wat belangrik is in hierdie lewe. Dink mooi. As Luiten Ford 50 jaar later gebore is. Nee, ek moet dit anders stel. As Luiten Ford se moeder 50 jaar later verwagtend geraak het, sou Luiten waarskynlik nooit gebore gewees het nie. Nee. Luiten sou die produk wees van aborsie. 1 uit elke 4 babas in Amerika word in die baarmoeder vermoor. Ons noem dit aborsie. Hierdie begaafde kind van God, wat sy lewe gegee het om die koninkryk van God te bevorder, kon dalk nooit gelewe het nie. Wat doen ons? Wat doen die samelewing? Daai baba het 'n siel. Die ma dink dit is haar reg, terwyl dit moord is. Maar God kom verseker elkeen van ons as gelowiges in hom vandag, dat ons regtig vir hom belangrik is. Dat hy ons oneindig lief het, omdat ons na sy beeld geskep is. Gemeente, na die sondeval het die mens hierdie beeld van God verloor. En net God die Almagtige kan hierdie beeld wat deur die sonde verwoes was. Net God Almagtig kan hierdie beeld kom herstel. Alle mense het slawe van hulle sondige begeertes geword. En die Griekse woord vir begeerte beteken letterlik dat 'n mens 'n sterk drang het om dit wat verkeerd is voor God, dit wat boos is, om dit te doen. Ons lees reeds in Genesis 6 vers 5 presies wat die toestand van die ongelowige mens is. Die Here het gesien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Ewe aangrypend beskryf die Heilige Gees hierdie toestand in 1 Tessalonisense 4 vers 5. Moenie wandel in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Dit is presies hoe die goddelose, die ongelowige se lewe vandag ook lyk. En hierdie hartstogtelike begeertes maak die lewe vir hulle leeg, nutteloos. 'n Ongelowige wat nie God in sy hart het nie, sy lewe is so leeg. Soos 'n moeder wat 'n baba vermoor het. Maar geliefde, elkeen van ons hier moet ook erken dat ons dikwels meer sondig as wat ons wil erken. Ondanks ons verlossing in Jesus Christus, gly elkeen van ons nog gereeld. Neem ons dikwels die verkeerde pad. Maar loof die Here, deur die wonderlike genade en liefde van God, kom haal hy ons elke keer deur sy Heilige Gees op daai verkeerde pad en hy lei ons terug. Ons weet, daar is verseker sondige begeertes waaroor en waaraan ons ook soms toegee. Sonde waarin ons as gelowiges dikwels verval.
Sommige van hierdie sondes is meer openlik as ander. Ons Here Jesus noem byvoorbeeld die volgende saak in Matteus 5 vers 27 en 28. Julle het gehoor dat aan die mens van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Natuurlik bedoel ons Here ook hier, dat die vrou wat so na 'n ander man kyk met begeerte, net so skuldig is. Geliefde, wie van ons sondig nie meer nie? Wie van ons het nie meer sonde en doen nie meer sonde nie? Niemand nie, volgens 1 Johannes 1 vers 10. Ons is dikwels skuldig aan verslawings wat waarskynlik en skynbaar, wat skynbaar onskuldig lyk. Verslawings aan sport, verslawings aan plesier, die verslawing aan sogenaamde sukses. Sukses by ons werk of in ons besigheid, dit raak 'n verslawing. Jy wil net meer en meer en beter doen. Gemeente, een van die grootste probleme van die wêreld waarin ons leef, is die totale gebrek aan sondebesef by die meeste mense. Maar ons as kinders van God weet, ons staan elkeen skuldig voor hom. Ons kom werklik nie die wet van God en die woord van God na soos wat ons moet nie. Elkeen van ons kan nie anders as om soos Paulus dit uit te huil nie. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goed woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. En my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Broeder, suster, kind, God die ewige regter, het dus die volste reg om ons ter dood te veroordeel. Ons as sondaars, ons behoort daar in die dode sel van die ewige tronk te sit. En ons behoort daar te wag totdat ons tyd vir afrekening is. Totdat die tyd van ons afrekening aanbreek. Galasiërs 3 vers 10 beskryf ons toestand so: vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Geliefde, en dit is die werklike reuse probleem waarmee elke mens op aarde sit. Hoe gaan die sondaar van hierdie toestand verlos word? Want ons hemelse Vader moet en gaan die sondaar deur sy volmaakte geregtigheid vir ewig straf. En die straf is die ewige dood. Die tweede dood. Uit die dodesel gaan elke sondaar vir ewig in die verdoemenis wees. Maar dan hoor ons sleutels klingel. En iemand kom aangestap. En die volgende oomblik word die tronkdeure oopgesluit. En daar word aan ons gesê, ons mag maar gaan. Ons Here Jesus gaan in ons plek die reuse prys betaal
wat God die Vader eis. En deur die liefde en genade van ons verlosser Jesus Christus word ons vrygekoop uit hierdie verlore toestand. Ja, met sy kosbare bloed aan die kruishout betaal hy volmaak vir al ons sondes. Ook dat dit wat ons nog teen God gaan doen, ook dit wat ons teen ons naaste nog gaan doen. Ons Here Jesus het vir dit alles betaal. Dit is die blye boodskap van ons redding. Ons is losgekoop deur Jesus Christus. Hy wat voor die grondlegging van die wêreld reeds die Seun van God was. Hy wat bestem was vir hierdie aangrypende verlossingsdaad deur God Drie-enig. Onbegryplik is die woorde van Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Geliefde, daar aan daardie hout het hy gehang, sodat ons deur ons hemelse Vader vrygespreek kan wees. Nou hebel ons dit uit wat Paulus in Romeine 7 vers 25 sê. Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Hy het my verlos. Broeder, suster, kind, Jesus Christus verlos jou en my so van die ewige dood. Is dit nie wonderlik nie? Ons is vry. En nou, na hierdie verlossing in en deur ons Here Jesus, word ons hier in 1 Petrus 1 opgeroep om ons hele lewe uit dankbaarheid en gehoorsaamheid aan God uit te leef. Want die oomblik toe ons tot geloof kom, het ons hart en ons verstand totaal en al verander. Ons het navolgers, ons het disippels van Jesus Christus geword. Hy wat volmaak heilig is, lei ons nou deur sy Gees elke dag om hoe langer hoe meer volmaak heilig te word. Nou roep ons God die Vader aan as ons Vader in die hemel, Abba Vader, soos Romeine 8 vers 15 tot 17 dit so merkwaardig stel. En deur die krag van die Heilige Gees dien ons liefdevolle hemelse Vader met 'n heilige eerbied en ontzag. En nou is ons wedergebore. Ons is nuwe mense wat deur die Heilige Gees en deur die woord en deur die liefde van God gelei word. Ons word gelei om nou heilig en in liefde as hemelburgers teenoor God en teenoor mekaar te lewe. Want ons is nou almal gelowiges in Jesus. En ons het nou almal saam die ewige lewe. Jy kan nie nou meer kwaad bly vir iemand wat 'n kind van die Here is nie. Jy kan nie. Daai kind van die Here gaan vir ewig in die hemel wees. En jy ook. En ek ook. En daarom bly ons nie kwaad nie. Ek is ongelukkig oor iets wat gebeur, maar dit gaan verby. Ek los dit. Want ek is 'n kind van die Here. En hierdie persoon is 'n kind van die Here. En die Here het hom vergewe vir dit wat hy aan my gedoen het. En daarom vergewe ek hom ook. En om heilig te lewe beteken mos dat ons afgesonder vir God lewe. Dit beteken, geliefde, dat ons al ons besluite in ooreenstemming met die woord en die wil van God neem. Is dit by jou waar? Is dit by my waar? Dat ons al ons besluite, groot en klein, in ooreenstemming met die woord van God neem.
prakties beteken hierdie heilige lewe? Dat ons byvoorbeeld, waar ons ook al gaan, altyd die vraag vra, as ons Here Jesus nou hier by my was, sou ek na hierdie plek toe gaan waarheen ek nou op pad is? Sou ek Jesus saam met my neem as ek gaan dobbel? Sou ek Jesus saam met my neem na 'n partytjie of 'n geleentheid waar daar gedrink gaan word totdat almal dronk is? Sal ek Jesus saamneem soontoe? Sal ek so vloek, die naam van die Here uitelik gebruik, as Jesus hier langs my gestaan het? Ook ons kinders moet so opgevoed en so gelei word, oupa, ouma, pa, ma, kind, hoor mooi. Ons kinders moet gelei word. As een van hulle maats hulle nooi na 'n partytjie of na 'n geleentheid toe, dan moet hulle die maat vra, mag ek iemand saambring partytjie toe? Sal hy welkom daar wees? En as die maat vra, wie wil jy saamnooi? Dan antwoord jy, ek wil vra of ons Here Jesus saam met my mag kom. Want as daar gedrink en allerlei verkeerde goed gaan plaasvind, as daar gevloek word en die naam van die Here oor en oor uitelik gebruik gaan word, dan gaan Jesus nie welkom wees by hierdie geleentheid nie. En as hy nie welkom is nie, dan kan ek ook nie gaan nie. Want die Here Jesus is hier in my hart. Hy's hier deur sy Gees. In Matteus 28 vers 20 sê ons Here Jesus, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hoe is hy by ons? Deur sy Gees in ons harte. Broeder, suster, kind, hierdie beginsel is net so van toepassing in ons besigheidstransaksies. Sal jy daardie transaksie, sal jy daai wins bysit, sal jy daai oneerlike ding doen, as Jesus hier langs jou gesit het? In ons verhouding met ons vriende, met ons familie, sal ek so lelik teenoor iemand praat, en so lelik van iemand praat, as Jesus hier by my gestaan het? By ons skool, in ons studies by die universiteit, ook hier by die kerk, en alles wat ons hier doen, doen ons dit met die wete, Jesus Christus is hier by ons. As ons Here Jesus nie iets saam met ons mag doen nie, omdat ons weet dat hy dit nie gaan goedkeur nie, dan moet jy en ek dit nie doen nie. Dis so eenvoudig soos dit. Want hy is nou hier by ons, hy's hier in ons harte. Hy wil jou en my lei en ons verhoed om iets te doen wat onheilig is. En waaroor jy en ek later baie jammer gaan wees. En hy lei ons deur sy Heilige Gees. Hy lei ons op hierdie pad van heiligmaking om meer en meer soos Jesus te word. Dis wat 1 Petrus 1 en die hele Bybel ons leer. Geliefde, ons het net nou gehoor van sukses. Wat is sukses in die lewe? Is dit om 'n graad of 'n baie goeie kwalifikasie te hê? Is dit om baie besittings en baie geld in die bank te hê? Is dit om aan jou kinders en die wêreld 'n groot nalatenskap van al jou uitvindings en al jou prestasies na te laat? Is dit om 'n leier te wees wat altyd deur almal gevolg word?
Of wat is werklik sukses? As ek moet kies tussen al hierdie en ander prestasies in hierdie wêreld, of ek kan kies om die sukses wat die armsalige rower aan die kruis langs ons Here Jesus ontvang het, om daardie sukses te geniet. Hy wat verlos is. Dan kies ek 10 uit 10 keer die rower aan die kruis langs Jesus se sukses. Hy wat besef het dat hy 'n verlore sondaar is. Hy wat vir die ander spottende rower sê dat hulle twee daar hang omdat hulle regtig skuldig voor God is. Maar Jesus hang daar onskuldig. En dan vra hy vir Jesus om aan hom te dink as hy vandag in die paradys kom. En dan, geliefde, dan bely hy dat net Jesus Christus hom uit hierdie sonde toestand kan red. En so, deur hierdie sondebelydenis en verlossing, word hy oomblikke voor hy sy laaste asem uitblaas, absoluut en volmaak heilig, deur Jesus Christus heilig gemaak. Jesus stort daar sy bloed vir hom. En so word hy absoluut en volmaak suksesvol. Geliefde, elkeen wat met alles wat hulle het in Jesus Christus as ons verlosser glo, gaan hierdie armsalige sondaar, hierdie armsalige rower wat daar gehang het, ons gaan hom in die hemel kry. Geliefde, kom ons gaan leef net vir hierdie werklike sukses. Die sukses wat net God die Vader in en deur Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees aan ons kan gee. Die sukses om die Heilige Gees van God in ons harte te hê. Die sukses om vir ewig van al ons sondes met die bloed van Jesus Christus skoon gewas te wees. Die sukses om heilig die ewigheid by God saam met al sy ander kinders te geniet. Dit is werklike sukses. Moenie vir julle skatte bymekaar maak waar mot en roes kan verniel. Waar bose mense kan kom en dit kan onteien nie. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, want dit gee volmaakte ewige sukses. Amen. Kom ons dank die Here in die gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ewige skepper van hemel en aarde, ons loof en prys u groote naam. Ons Here Jesus, u wat ons ewige verlosser is. Heilige Gees, ons heiligmaker en alomteenwoordige God. U alleen is die drie-enige God aan wie al die eer, al die lof en al die aanbidding toekom. Baie dankie vir hierdie versekering uit u woord, rakende die redding uit ons sonde toestand vandag. Baie dankie ook, Here, dat ons weet, ons as kinders van u is elke oomblik in u hande. Ons vra u, laat u volmaakte wil oor ons geskied, in die hemel, net so ook op die aarde. Want Here, dit is al wat ons begeer. Dit is ook die gebed van ons harte, dat u ons sal gebruik in die koninkryk, sodat ons werklik hier sal uitgaan, en hier die evangelie van die opgestane Here Jesus sal uitdra en sal uitleef
waar ons ook al gaan. Ja, U Here Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur U nie. Wil U ons so lei, Here, dat ons altyd sal besef dat U by ons en in ons harte is. Wil U gee dat ons met U by ons lewe heilig en reg vir U sal lewe. Help ons in ons keuses van elke dag, Here, en gee dat ons net volgens U woord en deur U Gees gelei word in al ons besluite. Ons wil U nooit teleurstel nie, Hemelse Vader. Ons wil U net lief hê deur U Gees in ons harte. Ons bid ook, vergewe asseblief al ons sondes. Vergewe ons asseblief alles wat ons ooit teen U gedoen het. Was ons wit soos sneeu in die bloed van ons Here Jesus. En maak elkeen van ons elke dag hoe langer hoe meer gereed om vir ewig saam met U te lewe. Ons bid dit van U Vader, in die naam van U Seun, ons Verlosser, ons Here, ons Koning, Jesus Christus, en in die krag van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan die geleentheid kry om die Here te dien met die dankoffer terwyl hy uitstap. As slotsang sing ons Gesang 267 vers 1 en 4. Gesang 267 vers 1 en 4. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan die toekoms in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.